Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons skriflesing kom vanmôre uit die baie bekende Johannes 3 van vers 1 tot 8, waar Jesus ons leer oor die wedergeboorte. Kom ons gaan luister saam na die woord van ons Here. Kom ons verenig saam in gebed. Hemelse Vader, wat ons nie weet nie, leer ons dit deur u woord en gees. Wat ons nie het nie, skenk dit ons in u oneindige genade. Maak ons wie ons in eie krag nie kan wees nie. Ja, maak deur u gees ons u kinders. Alles ter wille van u seun, ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons lees vanmôre saam uit die evangelie volgens Johannes. En een van die eienskappe van die evangelie volgens Johannes is dat die apostel Johannes, wanneer 'n mens hierdie evangelie deurlees, is dit asof hy net vir Jesus Christus aan die praat wil kry. Hy wil net hê ons moet luister wat Jesus leer. Gedryf deur die Heilige Gees wil die apostel dat ons moet inluister. Dat ons ook by die voete van Jesus moet sit en fyn luister na wat hy leer. Elke woord, komma en punt wat Jesus sê en leer, dra goddelike gewig. Nou kom ons gaan sit vanmôre, ons gaan sit in. Kom ons luister fyn na Jesus, die volmaakte leermeester, wat in gesprek is met Nikodemus, die leermeester van Israel. Want as jy fyn luister, sal jy oplet, sal jy agterkom, dat hierdie is verseker, een van die belangrikste gesprekke, wat Jesus ook met jou het. Kom ons lees saam, Johannes 3, vers 1 tot 8. Daar was 'n man uit die geleerdere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig, as God nie met hom is nie. Jesus het hom geantwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens weergebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo gebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Tot sover ons skriflesing, ons gaan veral fokus op hierdie woorde in vers 3. Jesus het hom geantwoord, Amen, amen. Ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dit is die woorde van ons Here. Geseënd is jy as jy hierdie woorde ter harte neem en dit met alles in jou glo. Hoe gereeld hoor ons die opmerking, ek is 'n wedergebore Christen. Ek het op daardie dag of datum my hart vir Jesus gegee en toe is ek weer gedoop. In Amerika het dit byna 'n gewilde ding onder die sogenaamde celebrities geword, om dit skielik op sosiale media uit te blaker, en natuurlik foto's van hoe jy gedoop is, en die rok wat jy aangetrek het, of die klere wat jy aangetrek het, om gedoop te word, en dan sit jy dit op sosiale media, en dan stap jy van daar af weg, en dan gaan jy aan, om die LGBTQ agenda te dryf, of jy gaan aan om jou werk van elke dag te doen, naamlik 'n filmster en pornografiese films. Dat gelowiges weer gebore moet word,
Is iets wat al die apostels leer en hulle praat maar net ons Here Jesus Christus na. Want ons het reeds saam gelees hoe Jesus ons leer dat dit iets is wat met elke gelowige moet gebeur. Anders kan jy die koninkryk van God nie binnekom nie. Sal jy God nooit sien nie. Dit is dus van ewig lewende belang dat ons mooi moet luister, mooi moet verstaan wat Jesus ons hier oor die wedergeboorte leer. In die gedeelte waarna ons geluister het, is Jesus in 'n middernaggesprek met Nikodemus. In vers 1 het ons gehoor dat Nikodemus uit die geleedere van die Fariseërs, 'n leier van die Jode kom. Hy het in die nag na Jesus toe gekom. Jesus sê ook later in die gesprek dat hy die leermeester van Israel is. Nikodemus is letterlik op die kruin van sy lewe. Hy's 'n gerespekteerde leier, by wie al die leiers van die volk advies kom vra. Hy's 'n gerespekteerde teoloog en kerkleier. Dit is die kerkleiers van die Fariseërs en die skrifgeleerdes meer insig in die Ou Testament wil kry, gaan vra hulle by Nikodemus. Meer mag en status kon geen Jood in sy tyd in Jerusalem gehad het nie. Hy het letterlik alles in die lewe bereik as 'n Jood van destyds. Tog is daar 'n leemte in sy hart wat net Jesus kan vul. Dis die skoonheid van hierdie gebeure waarna ons luister. Dis eintlik die aangrypende van Johannes 3. Jesus leer ons van die wedergeboorte, terwyl dit in praktyk besig is om te gebeur in die hart en in die lewe van Nikodemus. Die Heilige Gees het reeds sy eerste werk in Nikodemus begin doen, en later in hierdie evangelie, ons weet in hoofstuk 7, gaan hy 'n sagte woord sê, dat hulle Jesus Christus regverdig moet gaan behandel, en dan gaan van sy fariseer kollega sê, maar hoorie, wat gaan hier aan? Kom jy ook van Galilea? Hoekom gee jy so sagte woord? En dan weet ons natuurlik, na die dood van Jesus, is dit Nikodemus wat saam met Josef van Arimatea die dooie liggaam van ons Here en Verlosser versorg en in die graf sit. Dis iets wat destyds jou lewe kom kos. As jy 'n gekruisigde van Rome se lijk gaan opeis het, dis op die ashoop gegooi. Jy het dit dood eenvoudig nie gedoen nie. En al wat dit vir ons sê is dat Nikodemus het tot bekering gekom. Die Gees het sy werk in Nikodemus voltooi. Die eerste winde van die Heilige Gees het reeds deur Nikodemus begin waai. Daarom is hy nog uit vrees dat sy eie mense hom sal vervolg daardie nag by Jesus opdag. Voel 'n mens dit aan dat hy ons Here Jesus Christus amper met 'n heilige respek behandel as hy hom aanspreek as Rabbi. Ons weet dat hy 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig as God nie met hom is nie. Nikodemus ag Jesus as leermeester. Dalk 'n profeet. Hy kon tog nie stry teen die wonderwerke wat hy met sy eie oë gesien het nie. Dit kom van God af. God moet in en deur Jesus werk. Tog is daar iets wat nog kort. Hy noem Jesus Rabbi. Nog nie soos Thomas daardie aand na Jesus opstanding, my Here en my God nie. Dis die groot elende waarin godsdienstigheid so baie mense in dompel. Jy sien, geloof in Christus is net nooit genoeg nie. 'n godsdienstige hou van Jesus, hy is nodig, maar so ook ek, wat my hart vir Jesus gee op hierdie dag en datum. Ek, wat lidmaat van die kerk is en nooit 'n maand mis met my dankoffer nie. Of ek, wat gebaaitjie en gedas
Hou by al die uiterlike tradisies van die gereformeerde kerke, hoe ons tot hiertoe gekom het. Jy sien, dit is en sal altyd die probleem van uiterlike godsdienstigheid wees. Dit kan my so naby aan Jesus bring. En tog is ek so ver. Die eie ek staan altyd tussen my en Christus. Dink maar aan daardie ryk jong man waarvan ons nou gelees het in Markus 10. Godsdienstig was hy ook uitnemend. Hy kom tot by Jesus, maar toe die opdrag kom en jy kom hier, volg my, het hy bedroef van Jesus al weggegaan. Vir elkeen van ons sal dit altyd so wees. Sonder uitsondering. Dit sal altyd so wees. Op my eie sal ek altyd die eie ek kies. Mense, ons hou meer van onsself as wat ons bereid is om te herken. Op my eie sal my hart altyd dood wees vir Jesus. Daarom moet ons weergebore word. Ek weet nie wie van julle volg hierdie gebeure in die Midde-Ooste nie, maar wat 'n mens opval met die oorlog daar, 'n mens hoor gereeld van die uitnemendheid van hierdie geheime diensagentskap Mossad van Israel. Hoe hulle meesterlik te werk gaan om hulle vyande te vernuik. Van daardie agente is al jare terug opgelei in die taal, die kultuur en die godsdienst van die vyand, en dan gaan woon en werk hulle soos normale burgers in 'n vyandelike staat. Kom ons sê byvoorbeeld Iran. Op die oog af is dit 'n moslim-Iranees wat in Teheran bly, maar in werklikheid is die agent 'n gebore Jood. Sy pa en sy ma se Jood. Uiterlik kan jy alles aan die agent verander om die vyand te vernuik, maar na sy bloedlyn is hy 'n Jood. Dit kan hulle nie verander nie. Die waarheid is, oor elkeen van ons bloedlyn verbind ons aan Adam en Eva. Soos elke ander mens is elkeen van ons in sonde ontvang in die skote van ons moeders. En die dag toe ons gebore is ons in sonde ontvang en gebore. En nie een van ons het 'n aandeel in ons eie fisiese geboorte gehad nie. Ja, die hele gedagte van geboorte, om gebore te word, sluit tog in dat dit iets is wat met jou gebeur. Dis iets wat jy gekies het, moet met jou gebeur nie. Jy's totaal en al passief, van begin tot einde. En jy kan jouself nie losmaak van jou eie bloedlyn nie. Op ons eie kan ons drup van die godsdienstigheid. Ek kan vir almal 'n rad voor die oë draai en voorgee dat ek 'n Christen is. Maar as my sondige bloedlyn, my kliphart, nie deur God die Heilige Gees verwyder word, en dan hy aan my 'n nuwe hart gee nie, kan ek die koninkryk van God nie binnekom nie. Om 'n opregte Jood soos Nikodemus te kon wees, moes hy 'n suiwer bloedlyn gehad het. Bloedlyn was vir die Jode verskriklik belangrik. Om 'n burger in die koninkryk van God te wees, moet ek 'n suiwer bloedlyn hê, wat my die reg gee om God se kind te wees. Op ons eie, net soos ek nie op myself kon besluit het om in my moeder se skoot in te gaan nie, net so kan ek op my eie hierdie dooie, vuil, sondige hart van my na Jesus toe vat, sodat hy nie anderste kan as om vir my lief te wees nie. Ek kan nie, jy kan nie, niemand kan nie. Nou kan ons die vraag vra, maar wie bewerk die wedergeboorte?
Kom ons luister weer na Jesus se antwoord. Dit is opvallend dat die duif die simbool van die werk van die Heilige Gees was. Onthou julle toe die Vader gesê, dis my geliefde seun, toe is hy geluid soos 'n duif. Kom val dit my nou op. Kom ons luister weer na Jesus se antwoord. Hy sê hierso, Amen, amen. Ek sê vir jou, my broer, my suster, hy sê vir elkeen van ons, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nou hierdie uitdrukking, amen, amen, ek sê vir jou, die nuwe Afrikaanse vertaling maak dit verseker ek jou, die Engels is verily, verily. Sal jy 22 keer in die evangelie volgens Johannes kry. Dis is asof Jesus die seun van God wat mens geword het, wat onder ons kom woon het, elke keer as hy hierdie woorde sê, dan kom sit hy naby jou en hy sê vir jou, ek beloof jou. Dit staan vas en seker, niks of niemand kan hierdie waarheid verander nie. Hoor die goddelike gesag, goddelike gewig, die goddelike onveranderlike rotsvastigheid, as Jesus sê, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dis iets wat 'n dominee nie uitgedink het nie. Ons Here leer dit. 'n Wonderwerk moet in die hart van die mens gebeur. En die krag wat dit bewerk is van bo. Nie van binne my nie van hier nie, maar van bo. Die mens kan dit self nie bewerk nie. Dit is God die Heilige Gees alleen wat hierdie werk kan doen en hy laat dit in my binneste gebeur. Ja, luister fyn as Jesus leer. As 'n gebore sondaar nie op God se manier deur sy Gees na Jesus toe kom en hom volg nie, kan die sondaar dit nie in sy eie krag doen nie. En as jy mooi van Johannes 3 is besig om in die lewe van Nikodemus te gebeur. Op ons eie sal ons altyd dood wees vir God. Op ons eie kan ons uiters godsdienstig wees. Ons kan tot naby Jesus kom. Maar in my hart sal dit altyd ek wees wat koning kry. Later bevestig die apostel Paulus wat Jesus ons hier leer as hy vir die gelowiges in Korinthe skryf, maar 'n nie geestelike mens aanvaar nie wat van die Gees van God kom nie. Vir hom is dit immers dwaasheid en hy kan dit nie begryp nie, omdat dit slegs geestelik beoordeel kan word. En net soos ons nie altyd weet waar die wind vandaan kom en waarheen hy gaan en wat 'n uitwerking hy gaan hê nie, maar tog kan sien hoe hy bome buig en al die blare van die bome afwaai en dit laat fladder, so werk die Heilige Gees in God se kind nog lank voordat hy of sy dit weet. Net soos in die geval van Nikodemus. Lank voordat jy nog by die punt kom waar jy in aanbidding en verwondering voor Jesus neerval, het hy al in jou omstandighede begin werk. Het hy alles reg gekry om jou by 'n sekere punt uit te bring by Christus. En net hy kan dit doen. Soos ek reeds gesê het, kan ons met goeie rede glo dat die Heilige Gees die wedergeboorte bewerk het in Nikodemus. Presies wanneer hy tot die besef gekom het, weet ons nie. Maar na Jesus se sterwe aan die kruis, kom hy in die helder lig vir almal om te sien, vir almal om daaroor te praat. En hy versorg Jesus se liggaam en hy help vir Josef van Arimatea om dit in 'n graf neer te lê. Na die kruis het dit nie meer vir hom saak gemaak wat die ander fariseërs en die kerkleiers dink nie. Die waarheid waarby die Gees ons elke keer sal uitbring. Die punt waar my vuil bloedlyn, wat vir ewig verlore moes gaan, 'n koninklike bloedlyn word, wat vir ewig saam met God en met Christus gaan lewe in sy koninkryk, is die plek
waar Christus se bloed vir ons gestort en gevloei het. Hy gaan ons altyd daarby uitbring. Maar meer hieroor volgende week, as ons na die volgende Amen, Amen uitspraak in hierdie gedeelte gaan kyk. Het jy mooi geluister wat Jesus hier leer? Daar is iets wat die Gees en die gelowige doen, wat my en jou verby uiterlike godsdienstigheid vat, wat my stroop van die eie ek, wat my laat wegkyk van my eie godsdienstigheid, wat ek doen en wat 'n rol ek daarin speel. Wat my verby die punt vat waar ek 'n klomp versies en goeders op sosiale media sit, selfs 'n kruis of 'n teksversie op my lyf uittatoeëer. En steeds nog nie vir Jesus hoef na te volg nie. Want julle sien die groot probleem van godsdienstigheid. Ook die mense wat Jesus se genade so goedkoop maak. Wat maklik sê hulle glo, maar nie werklik glo nie, is aan die een kant besef ons nie in watter ellende ons sonde ons dompel nie. En aan die ander kant snap ons nie watter duur prys God vir elkeen van ons betaal het nie. Ja, waar die Heilige Gees se sondaar uit die dieptes van sy sonde ellende haal, ja, soos om 'n dooie drenkeling onder op die bodem van die see uit te red, en dan alles wat jou doodmaak, al die water uit jou longe uit te skit, en dan nuwe asem in jou in te blaas, net op grond van Jesus se offer aan die kruis. Ja, so 'n mens kan nie anderste as om vir Jesus na te volg nie. God se volmaakte liefde in Christus is net te oorweldigend. Volmaakte liefde is net te kragtig, dat dit my net so kan los, dat ek kan aangaan met ek in die middel. Dit stroop my van alles. Ek klim van my troontjie af, en daar is net een op die troon, en dis Christus, en Christus alleen. Ja, alles verander, want 'n wonderwerk het gebeur. Paulus beskryf dit met die woorde, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, hulle het nuut geword. Stadig, maar seker gaan die Gees so 'n persoon meer en meer na die beeld van Christus gelykvormig maak. Jesus leer ons dat ons hemelse Vader het ons elkeen net te lief om ons ewige eindbestemming in ons eie hande te plaas. Waar dit ek is wat dit doen en ek is wat dat doen. Dis ek wat my hart na Jesus toe vat. God weet, ons ewige eindbestemming is vir hom net te belangrik. Net so min as wat 'n besemstok homself kan plant, sodat hy weer kan wortel skiet in 'n boom word, kan ek en jy dit in eie krag doen. Ons kan nie. Van begin tot einde is my verlossing in die hande van my hemelse Vader. Wat ter wille van Christus se werk aan die kruis, deur sy Gees in my hart kom werk. Net die Heilige Gees kan nuwe lewe in 'n dooie hart werk. 'n Nuwe lewe vir ewig saam met God in Christus. Maar hier is die troos en die sekerheid. Glo jy vanmôre in Jesus? Is al jou hoop, jou verwagtinge net in hom? Weet, dis die drie-enige God wat in jou hart en in jou lewe werk. Dank hom daarvoor. Dank hom daarvoor. Maak jou lewe 'n dankoffer tot sy eer. Of probeer jy dalk nog te veel op jou eie? Of is daar geen verskil tussen jou en die ongelowiges wat elke dag jou lewenspad kruis nie? Praat jy maar soos hulle, lyk jy soos hulle, dink jy soos hulle? Die wonderlike is, Jesus het geleer in Lukas 11, ons kan bid vir die Gees. Ja, bid, dat die Gees jou hart en gedagtes
met die skoonheid van die kruisevangelie sal oorweldig. Bid dat hy jou hart sal nuut maak, sodat jy waarlik nuut kan wees en kan lewe. Amen. Kom ons gaan bidend na die Here toe.